Hallo almal en welkom terug by MX Science Lab waar wetenskap wen. Vandag fokus ons op die spysverteringsstelsel en voeding. Het jy al ooit gewonder wat met jou kos gebeur nadat jy dit geëet het? Hoe kry jou liggaam energie uit kos uit? En hoekom is voeding so belangrik vir goeie gesondheid? In hierdie video gaan ons kyk na die organe van die spysverteringsstelsel, leer wat elke orgaan doen, verstaan hoe voedsel verteer word en ook praat oor voeding en nutriënte. Kom ons begin. Die spysverteringsstelsel bestaan uit verskillende organe wat saamwerk om voedsel af te breek, voedingsstowwe op te neem en afval uit die liggaam te verwyder. Die stappe van spysvertering is ingestie, mastikasie, digestie, absorpsie, vervoer, assimilasie en uiteindelik egestie. Onderskei tussen twee tipes vertering, meganies en chemies. Meganiese vertering is 'n fisiese proses waar voedsel in kleiner dele opgebreek word. Chemiese vertering is 'n chemiese proses waar die fyngemaalde kos in sy eenvoudigste vorm opgebreek word om absorpsie te vergemaklik. Elke orgaan in die spysverteringsstelsel speel 'n belangrike rol. Die mond begin die verteringsproses deur kos te kou en met speeksel te meng. Die slukdarm beweeg die kos na die maag. Die maag breek die voedsel verder af met sure en ensieme. Die lewer produseer gal wat help om vette af te breek. Die pankreas maak ensieme wat chemiese vertering help. Die dun darm absorbeer die meeste voedingsstowwe. Die dik darm absorbeer water en stoor afval. Die rektum stoor ontlasting voordat dit uitgeskei word. En laastens verwyder die anus afval uit die liggaam. Kom ons kyk nou in meer diepte wat elke orgaan doen. Vertering begin in die mond. Die lippe en wange help om te keer dat kos uit die mond uitval. Die kake en tande byt, kou en maal voedsel tot 'n sagte massa wat 'n bolus genoem word. Die tong beweeg kos rond, meng dit met speeksel, help met smaak en druk die bolus na agter vir sluk. Die sagte verhemelte en klein tongetjies sluit die opening na die neusholte tydens sluk. Die speekselkliere produseer speeksel wat kos nat maak, help om voedsel af te breek en die slukproses vergemaklik. Nadat voedsel gesluk is, beweeg dit deur die slukdarm na die maag. Die slukdarm gebruik 'n beweging wat peristalse genoem word. Peristalse is ritmiese spiersamentrekkings wat die bolus vorentoe druk. Selfs as jy onderste bo sou hang, kan peristalse steeds kos na die maag beweeg. Die maag is waar kos aanvanklik opgevang word en lewer 'n kombinasie van chemiese en meganiese vertering. Die lewer dien as beide stoorplek vir vitamiene en minerale, asook die fabriek waar ensieme wat help met vertering van voedsel vervaardig word. Die pankreas dien 'n belangrike doel aangesien dit die maagsure neutraliseer en insulien produseer en afskei wat bloedsuikervlakke beheer. Die dun darm is die belangrikste plek vir chemiese vertering. Hier word ensieme bygevoeg om voedsel af te breek. Die meeste voedingsstowwe word ook hier geabsorbeer deur klein vingervormige strukture wat villi genoem word. Die dik darm absorbeer water, minerale en sommige vitamiene. Dit help ook om afval tydelik te stoor. Die rektum stoor ontlasting totdat dit uitgeskei word. Die anus is die opening waardeur afval die liggaam verlaat. Hierdie proses staan bekend as egestie. Voeding is die proses waardeur organismes energie uit voedsel kry. Ons het voedsel nodig vir energie, groei, gesondheid en herstel van die liggaam. 'n Gebalanseerde dieet beteken dat ons genoeg voedsel in die regte verhoudings eet. 'n Ongebalanseerde dieet beteken dat daar genoeg kos is, maar nie die regte balans van voedingsstowwe nie. Wanvoeding gebeur wanneer daar 'n tekort of oormaat van sekere voedingsstowwe is. Ondervoeding beteken dat iemand te min voedingsstowwe inneem. Oorvoeding beteken dat iemand te veel voedingsstowwe inneem. Dit wys hoe belangrik gesonde eetgewoontes is.
En dit bring ons by die einde van vandag se les oor die spysverteringsstelsel en voeding. Ons het geleer watter organe deel vorm van die spysverteringsstelsel, hoe voedsel verteer word en waarom goeie voeding belangrik is. As jy hierdie video geniet het, gee gerus 'n like, subscribe vir meer bite-sized biologie en druk die kennisgewingsklokkie sodat jy niks mis nie. Dankie dat julle saam gekyk het en sien julle in die volgende video by MX Science Lab.